Wessel voel baie ongelukkig. Pappa raas net heeldag met hom. Hy kan niks reg doen nie en hy wil so graag help. Wat is fout, ou seun? Wil mamma weet. Ai, ek wil pappa help om die stoel reg te maak, maar hy raas net. Waarmee is hy nou besig? Daar is spykers en 'n hamer, en hy is besig om die hout af te skeer met 'n masjien. Genade, my kind, hy is beslis bang jy kry seer. Wag net as hy jou iets gee om te doen. Wessel is nie lus om te wag nie. Hy wil ook met die hamer kap. Wat moet hy nou doen terwyl hy vir pappa wag? Hy stap terug na die motorhuis en met sy arms agter sy rug gevou, bekyk hy die stoel waarmee pappa besig is. Dit is die eetkamer se stoel. Een van die skroewe het uitgekom en toe val die stoel uitmekaar. Natuurlik toe mamma daarop gaan sit het. Hulle het so geskrik. Sy het die stoel onder die tafel ingeskuif om te eet en by 'n slag het sy op die vloer geval. Gelukkig het sy nie seer gekry nie. Wessel is seker hy kan die stoel afskuur, maar pappa weier. Hy is nog te klein om met die elektriese gereedskap te werk. As dit klaar is, gaan pappa die nuwe skroewe insit. Hy wonder of hy daarmee sal kan help. Dink jy mens gebruik 'n hamer om die skroewe in te kap? Pappa stap gou badkamer toe en Wessel gebruik die geleentheid om die stoel van nader te wou kyk. Hy weet pappa sal meer as net raas as hy aan die elektriese goed vat, maar die hamer en skroewe is mos nie elektries nie. Die hamer lê eenkant op die tafel en die skroewe netjies op 'n hoopie. Wessel vat 'n skroef en tel die hamer op. Nou waar sal die skroef moet kom? Die stoel is vasgetrek op die werksbank en hang so effens in die lug. Dit is dus maklik om te sien waar die gaatjies is waar die ou skroewe uitgeval het. Wessel is seker dat die nuwe skroewe presies daar sal kom. Hy vat een van die skroewe op die tafel en druk dit so effens in die gaatjie. Met sy ander hand vat hy die hamer vas. Dis nogal swaar, hoor. Hy het nie gedink dit is so swaar nie. Daarom ook dit dis swaar nie. Ek kan dit optel. Die skroef sit net in die gaatjie vas, sodat Wessel met albei arms die hamer optel. Versigtig kap hy teen die skroef. En daar val dit uit die gaatjie. Jou simpel ding, vir wat is jy nou so moeilik? Nou moet hy die skroef vashou en met net een arm die hamer optel. Dit is effens moeiliker. Hy sal nou moet gou maak voor pappa terugkom, want hy wil hom verras. Hy swaai die hamer. Net voor hy die skroef tref, hol iets oor sy voet. Hy skrik sodat hy wegruk. Hy sweer iets het hom gepik. Dit is skielik baie seer. Die hamer val uit sy hand op sy voet. Die skroef se skerp punt het in sy vinger gesteek. Gelukkig is hy nie gepik nie. Wat was dit? Seker 'n verduiwelde muis. Wessel krul van die pyn. Hy weet ook dat hy nou nog raas ook gaan kry, omdat hy nie vir sy pa geluister het nie. Daar's baie bloed op sy vinger en sy groot toon is vrekseer. Sommer klaar opgeswel. Hy sal vir mamma moet gaan sê wat hy gedoen het sodat sy kan help. Hy spring kombuis toe. Sy voet is te seer om op te trap. Hy loer versigtig om die kombuis se deur om te sien of mamma alleen is. Sy vinger en toon klop. Na die gespring gee hy ook nie meer om of mamma alleen is nie. Dis baie seer en sy sal net moet help. Wat het gebeur? Wil mamma baie bekommerd weet toe hy in die deur van die kombuis gaan staan. Wat het jy gemaak? Wessel moet net keer of die trane begin loop. Al gaan hy raas kry, weet hy sy ma is baie lief vir hom. Ek wou net help, mamma, maar pappa sê ek is nog te klein. Toe hy loop, wou ek vir hom wys dat ek kan help. Maar toe hardloop daar 'n muis oor my voet en ek skrik.
Ai, my kind, laat ek kyk. Dit lyk darm nie te erg nie. Jou vinger is nie so erg nie, die ou bloedkolletjie vee ons net af. Jou toon gaan lekker blou word. Wat het daarop geval? Of het jy dit gestamp? Wessel dink vinnig wat die minste gevaar inhou vir 'n pak slaag. Miskien moet hy sê hy het sy voet gestamp. Terwyl hy sy ma in die oë kyk, sê hy: "Mamma, ek wou die skroef inslaan, maar die hamer was 'n bietjie swaar. Toe val dit op my voet." Mamma lag. "Wouter, skroewe word ingedraai, nie ingeslaan nie. Spykers word ingeslaan. Vra liewer dat pappa jou wys, jong." Met groot oë staar hy na sy ma. "Nou ja, toe. As hy dit nie eens geweet het nie, is hy seker te klein om te help. Maar hy gaan alles leer. En volgende keer sal hy kan help."